Okay, nog 'n manier hoe hulle hierdie verskil van vierkante kan vra is deur vir jou 'n hele hakkie te gee tot 'n tot 'n mag en dan minus 'n vierkantsgetal en of hierdie een wat dit nie so, kom ons sê, dit lyk nie asof jy kan dit nie noodwendig dadelik raak sien nie, veral as daar 1 is, maar in hierdie twee, al twee is ook vierkantsgetalle. So in plaas van daai hakkie A plus B, kom ons, jy weet, as dit, sê nou maar hulle het dit so geskryf, kom ons sê daar was net 'n k kwadraat minus 4. Dan het jy gesê, okay, wel dis k minus 2 en k plus 2, niks moeilik nie. Maar nou is hierdie hele ding, is nou, jy weet, A plus B. So, ons doen maar net dieselfde. So ek doen die A plus B, ons nou net 'n groter hakkie, A plus B minus 2, en dan 'n ander groot hakkie, A plus B, dan is maar net daai ding oorgeskryf, en dan plus 2. Jy kan hierdie verder vereenvoudig, sodat jy die hakkies minder kan maak. So A plus B minus 2, A plus B minus 2, want is plusgetalle en daai hakkies doen nie regtig iets nie. En dieselfde aan hierdie kant, A plus B plus 2. En dis hy. Goed, met hierdie en dieselfde. So ons het net groot hakkies gebruik, 1 minus daai hele ding, x minus y, en 1 plus daai hele ding, x, sorry, is nog steeds x minus y, sorry. Okay, x minus y, en dis hy. En dan kan ek hierdie verder vereenvoudig, so hierdie moet jy net bietjie versigtig wees, daai 1 bly dieselfde, maar hierdie minus word ingemaal, so dit word minus x, en daai is 'n plus y dan, okay, en daai 1 bly dieselfde, en dan plus maak nie regtig 'n verskil nie, minus y. Okay, so hy is 'n bietjie van 'n uitvangplekkie as jy hom vereenvoudig verder, net met die minus wat ingemaal word, maar ja. Dan laastens, ek gaan vir iets wys wat nie, ek dink nie dit gaan ooit in jou lewe wees nie, maar net vir ingeval. Miskien is daar eendag 'n bonusvraag iewers en iemand vra vir jou, ek weet in die later grade kan dit dalk belangrik raak, maar ek dink nie in graad 9 gaan dit 'n issue wees nie. Maar kom ons sê, argument sal daar weer iemand vra vir jou, faktoriseer die volgende. X kwadraat minus 3. Nou, ons is gewoond aan x kwadraat minus 4, wat dan word x minus 2, x plus 2, maak jy saak of dit minus of plus of minus is nie, hulle moet net nie dieselfde tekens wees nie, en ons is baie happy met dit. Ons is heeltemal emosioneel gereed vir sulke tipe vrae, maar definitief nie vir so iets nie. Mens kan hierdie faktoriseer, alhoewel ek dink nie hulle gaan vir jou dit vra in graad 9 nie, soos ek nou gesê het nie. Maar jy kan so iets kry, en dit is definitief 'n verskil. Hierdie is 'n vierkantsgetal, daar is nou nie 'n vierkantsgetal nie, maar nogals interessant, sal ek kan skryf, ek gaan gou dit skryf, x, hierdie gaan nou jou dalk bietjie uitfreek, x minus die vierkantswortel van 3, x plus die vierkantswortel van 3. Okay, so hoekom werk dit? Want as kom ons dink gou aan 4. 4 is mos 2 maal 2, nee. So 4 is dieselfde as die vierkantswortel van 4 maal die vierkantswortel van 4. So as ek gou hier dan kyk, die vierkantswortel van 4 is 2 en die vierkantswortel van 4 is 2, en as ek 2 getalle, maal die vierkantswortels kanselleer mekaar uit. Dis baie te doen met, kom ons sê, eksponente en eksponentwette, wat ek nou nie gaan nie, daar is 'n ander hoofstuk oor dit. Maar wat jy weet is, as jy enige tyd die vierkantswortel van 'n getal, maal die vierkantswortel van dieselfde getal, gee maar net vir jou die getal. So, in hierdie geval, jy kan dit faktoriseer, dit lyk nie baie mooi nie, en ek voorspel nie dat dit gaan gebeur nie, maar daarom is jy nou voorbereid. So as iemand ooit vir jou iets skryf, kom ons doen gou nog 'n voorbeeld, kom ons sê, ek weet nie, a kwadraat minus, I don't know, wat's daai, 14. Dan gaan dit maar net wees a minus die vierkantswortel van 14 en a plus die vierkantswortel van 14.
So, want die vierkantswortel van 14 maal die vierkantswortel van 14 gaan vir my daai 14 gee. Anyway, so dit's maar net 'n klein bonus stukkie by. Hoopelik vra niemand dit vir jou nie, maar as hulle doen, is jy nou gereed.